Andrei, dankie dat ons kan saamkuier weer. Is altyd interessante gesprekke. Ons het vanoggend bietjie van die verhoudingsding afgeklim en ek het gedink met die tye waarin ons leef, nie net in ons land nie, maar ook in die wêreld. Dit gee jou so 'n verlammende gevoel, is amper asof 'n mens bang is om iets te probeer, om te lewe, voluit te lewe en om te doen wat jou passies is en jou hart wil doen. Omdat daar 'n gees van vrees is, dink ek. En toe dink ek, kom ons gesels spontaan vanoggend daaroor. Ek het niks regtig voorberei nie, maar 'n paar kerngedagtes daar rondom. So, ek wil die baan open en vir jou vra, wat is jou opinie? Hoe voel jy daaroor? Hierdie vrees, ek weet nie of jy dit ook gewaar nie, as ou tussen die lyne in die samelewing lees, almal is bang om net te leef, intussen gaan die lewe by ons verby. Wat maak jy daarvan, Andrei? Kyk, ek dink daar's 'n paar vlakke wat ou die ding mee kan afskop. Die eerste is seker die maklikste is iemand soos Maslow wat in die verlede gegaan het hierdie hiërargie van behoeftes en hoe 'n ou dit moet klim en hoe 'n mens regtig nie reg kry om optimaal te funksioneer as jy nie suurstof of kos of water of sekuriteit of companionship het nie. So mense kan dit van daai hoek af benader om te sê daar's 'n klomp onsekerheid saam met dit en dit maak dat ons nie optimaal kan funksioneer nie. En dan kan dit die gesprek word om te sê hoekom sukkel ons om te funksioneer as ons tog nou meer sekuriteit het as wat 100 jaar terug of 200 jaar terug of 300 jaar terug ooit was. Hoekom is dit soveel moeiliker? 'n Mens kan praat oor spesifiek dan dalk die vrese vir geweld en misdaad. Daai tipe vrese wat 'n mens kan affekteer en hoekom dit dan so 'n verlammende effek het. Maar ek dink as ek moet begin praat oor hierdie, sal ek sommer begin met die eerste ding wat ek een keer na ou gekyk het wat hy gesê het is, hulle het op 'n stadium 'n eksperiment gedoen. En vir mense gesê, ons gaan bydra vir jou vir 'n pensioenfonds. Ons gaan vir jou klomp geld gee elke maand wat jy kan in 'n pensioenfonds insit. Jy moet net vir ons gaan kies wat een van hierdie 32 maatskappye wil jy dit in belê. En op die einde van die dag het daai mense daai gratis geld wat vir hulle eie toekoms en sekuriteit is, het die minderheid van hulle daarin iets gedoen. Vir die eenvoudige rede is, daar was net te veel keuse gewees. En mense sal dink, hoe meer keuse jy het, hoe makliker sal dit wees om die regte ding te kies, maar dit is net soveel moeiliker. Ek bedoel, dis so moeilik om die regte ding te kies, want die oomblik as jy nou hierdie fonds kies, is daar 30 ander fondse wat jy nie kies nie. En wie weet, dalk is een van daai beter. En dit maak op jou daai onsekerheid, nie oor wat jy kies nie, maar oor wat jy besig is om nie te kies nie. Maak dat jy lam gelê word om enigstens 'n keuse te maak. Dis 'n interessante benadering en keuse, ek assosieer nogal daarmee. Toe, jy weet, hele klomp dekades terug was daar 3 of 4 TV-kanale en dit was wat daar was om te kyk en as jy nie gelukkig was daarmee nie, dan moes jy iets kry om jou mee besig te hou. As jy vandag die TV aansit, dan ek vang myself maklik meer as 'n uur net browse, net om te kyk wat's daar om te kyk. En dan die tyd wat jy gehad het om iets te kyk is actually verby, dan moet ek weer iets gaan doen vir die werk of so. Maar hierdie gees van vrees is amper asof daar vrees is dat die wêreld gaan vannag eindig of môre eindig. En daar's vreeslik baie van hierdie doemprofete op sosiale media. Nou, ek is nie kundig om te sê dit is of dit is nie, behalwe dit wat ek in die woord van die Here lees. Maar ek lees op vele plekke raak waar hy sê, leef voluit. Ek het jou nie 'n gees van vrees gegee nie, ek het jou 'n gees van oorwinning gegee. En op vele ander plekke, veral in die psalms, ek is met jou. Ek is altyd daar. Ek sien jou beskerm. Dis goed en wel, maar nou praat jy met mense wat geliefdes of direkte familie 'n huisbraak gehad het of 'n huisroof of iemand doodgeskiet is.
om nie eens van plaasmoorde en die trauma rondom dit te praat nie, en dis amper asof ek die stem in my agterkop hoor, julle ouens sit lekker in 'n gemakstoel en praat, het jy al iemand verloor? Ek dink nie vandag is op my hart om raad te gee nie, dis om te deel, want ek ervaar hierdie vrees, en hoe gee jy hoop? Iemand wat vermoor is, of 'n huisroof gehad het, hoe gee jy hoop vir iemand? Ek dink, dit is moeilik om my vraag te antwoord sonder om enige iemand se ervaring te minimaliseer. Ek dink om deur so iets te gaan is hel. En ek dink dis die ding, is baie keer kan nou nie eers verder as dit praat nie. Net om te moet erkenning gee daarvoor dat 'n ou deur so iets gegaan het, dis baie keer waar die gesprek moet ophou. Want dit is net te traumaties, te groot. Maar ons weet die lewe gaan ook aan. En die moeilikheid is baie keer, die oomblik as ons trauma gehad het, is een van die natuurlike reaksies wat ons het, is wat hulle noem hypervigilance. So nou op die oomblik as jy deur traumatiese ervaring is, nou kyk jy uit vir elke ding. As dit gebeur het met 'n wit Toyota, dan kyk jy net uit, jy sien nie wit Toyotas oralste, want jy is hypervigilant, jy wil oorleef. Jou liggaam het nou geleer, jou brein het geleer, hierdie is waar die gevaar vandaan kom, ek moet myself beskerm. En die moeilikheid is, ons kry baie keer oorgedrade trauma van ander mense wat om ons deur hierdie goeters gaan. En dan word dit so half 'n getraumatiseerde samelewing waar ons op mekaar se trauma begin reageer, want ons almal is ons almal voel hier's iets fout en hier's iets aan die gebeur. Al sit ek en jy gemaklik hierso en dit het nog nie met ons gebeur nie. Is dit dat die samelewing om ons so getraumatiseerd is deur hierdie goeters, dat ons nie anderste kan as om die impak daarvan te voel nie. So dan moet 'n ou teruggaan en vra, okay, maar wat kan 'n mens dan doen? As ons leef met 'n trauma respons hierso, of dit nou samelewing persoonlik is, wat maak 'n mens daarmee? En ek dink een van die groot goeters waar daar in die verlede dalk 'n makliker manier was om met hierdie goeters te deel as om nou daarmee te deel, is vroeër was die fokus baie meer op die transcendente, op die hemelse, op die namaalse. Jy was bekommerd oor die koninkryk van die hemel. Het ek 'n plek in die koninkryk? En jy het geweet, weet jy wat? Ek moet reg lewe en daar's gevolge vir as jy verkeerd lewe en daar gaan 'n straf wees. Daar gaan 'n oordeel wees vir jou as nie. So as jy dan deur 'n traumatiese ervaring gegaan het hierso, was die antwoord gewees is, wel, al is ek nou hierso, hier in die immanente besig om deur trauma te gaan, ten minste op die transcendente is ek okay. Ten minste, al is wat ek nou hierdeur gaan onregverdig, ten minste op die transcendente vlak is daar vergelding vir wat ek nou deurgaan. Waar ons samelewing het die ding baie meer geskuif weg van die transcendente af, meer na die immanente toe. Ons verwagting is dat 'n mens nou hier 'n goeie lewe gaan leef. Jy word nou hierso, moet goeie besluite beloon word en slegte besluite moet gevolge hê. En dan die ironie is, baie keer gaan ons juist deur 'n lewe waar ons sien dat slegte besluite word net ongestraf gelaat. En goeie besluite maak jou net 'n groter slagoffer vir ouens wat jou wil uitbuit. So ek dink, dis 'n deel van die ding wat 'n ou dalk moet praat oor 'n groter prentjie wat op jou inwerk, is net ons eenvoudige manier hoe ons onsself as deel van hierdie samelewing sien, is dat ons leef met geweldige trauma wat in die ouer dae swaalf 'n release valve gehad het, wat nou geblok is. En ons is net hierso besig om in ons eie lewens hier rond te hardloop, en ons weet nie waantoe met ons trauma te gaan nie. Dis baie groot waarheid en interessante insig wat jy daar deel. Daar's ook ander realiteit waaraan ek dink, en dit is dat vandat die Here sy woord geïnspireer het en dit geskryf is 2000 jaar en 'n paar honderd jaar daarna, was daar ook 2 wêreldoorloë. En toe moes dit, en ons is nog nie daar nie, maar as jy kyk na hoeveel oorloë om ons gebeur, en is net asof dit eskaleer by die dag, by die week ten minste, is daar eskalasies. In die oomblik wat Israel, wat God se volk is, betrokke raak, dan begin jy regop sit, dan begin jy sê, maar nou is dit nie net meer Rusland en Oekraïne nie dat dit minder belangrik is nie. Absoluut, maar Israel is baie spesifiek God se volk en so uitgewys.
in die Bybel, dan begin jy as 'n Christen sê, wag so 'n bietjie, is hier nie iets anders aan die gebeur nie. En die lewe of die omgewing en ons gedeelde trauma in ons samelewing waarna jy verwys, stem die gemoed al reeds so swaarmoedig, al het jy self nie daardeur gegaan nie, dat wanneer 'n Israel-oorlog by oorlog uitkom, soos wat nou die geval is, dan het jy amper hierdie, om die Engelse woord te gebruik, hierdie doomsday gevoel. En die realiteit is, daar was die Eerste Wêreldoorlog, daar was die Tweede Wêreldoorlog, en 'n klomp oorloë tussenin wat uitgebreek het, waarin miljoene mense dood is. Ek meen, Tweede Wêreldoorlog, net die Jode alleen is 6 miljoen, dan praat ons nie van al die ander lande kollektief, hoeveel miljoene, en ons is nie daar nie, so jy verwys tereg na die relativiteit van die skaal daarvan. Ek dink tog wat jy uitlig is iets wat kommerwekkend is, want ek bedoel, ons het tog 'n idee gehad van die wêreld is besig om beter te word. En waarskynlik as jy hierdie kyk en jy weet nie waarvan ek nou praat nie, as jy dalk bietjie jonger, maar as die Berlynse muur val en die Koue Oorlog is verby en dan demokrasie het gewen, né? Ek bedoel, daar's hy. So met ander woorde, vrymarkstelsel, kapitalisme, die wêreld gaan nou beter word. Elke ou gaan 'n geleentheid kry om te woeker met sy talente en sy besittings en ons kan voorkom. En nou is die ironie is, terwyl ons so praat van Rusland en Israel en Iran en Hamas en al hierdie goeters, hoeveel van daai lande het enigstens 'n demokraties verkose leier? Want Israel het nie, Iran het nie, Rusland glo ek nie het nie, en selfs die Hamas ouens is nie, dis nie 'n demokrasie nie. Ek bedoel, hulle het almal die baadjie van demokrasie aan, maar as jy gaan kyk na die laaste verkiesings wat in elkeen van hierdie lande gehou het, is dit baie jare terug, en is almal met 'n minderheidsstem, het daai ouens op die ouend in bewind gekom. So met ander woorde, dit is diktators wat hier 'n ding hardloop, en dis hoekom ek so half bang is om nie eers te wil daaroor praat nie, want maak nie saak wat jy sê nie, jy gaan jouself in sulke moeilikheid kry, en dit alles dra by tot hierdie onsekerheid, want tel my stem nog, is ons in 'n wêreld van diktators, soos wat ons eie land, wat die regering ook nie 'n meerderheid, die ANC het nie 'n meerderheidsstem gekry nie, wel, hulle die meeste stemme, maar hulle het nie 'n meerderheid nie, so hulle moes koalisie gaan, en nou regeer hulle, asof hulle die baas van die plaas nog steeds is, en dit laat 'n ou wonder, wat tel my stem? En ek bedoel, daar so ou gesegde wat ek baie keer werk, as ou met mense werk wat met trauma het, of iemand wat iemand aan die dood afgestaan het, of een van die goed wat ek baie vir mense sê is onthou net, dis baie keer makliker om kwaad te wees, as om magteloos te wees. So met ander woorde, jy gaan eerder jouself opwerk en jy is kwaad vir iemand of vir iets, of jy is woedend vir 'n ding, as wat jy terugsit en besef, maar die eintlike rede hoekom ek nou hier so emosioneel uitgelewer voel, is omdat ek voel ek's magteloos om iets hieraan te doen. En ek dink dis die ding wat kollektief so half traumatiseer, dis nie net die misdaad en die geweld en die korrupsie nie, dis nie net die onsekerheid nie, dis saam met dit ook gebalanseer met die konsep van magteloosheid, wat ons hande afkap en ons lam lê. Want nou weet ons nie wat om te doen nie. Ons het die wêreld se opsies, maar ons voel niks wat ons kies gaan 'n impak hê nie. Jy het 'n baie belangrike ding uitgelig wat ek nie so ingesien het nie. So dankie dat jy dit gedeel het, en dit is eintlik is dit die magteloosheid. Ons wil so graag in beheer wees, en ons is nie. En die vraagteken rondom demokrasie en hoe daar gestem is en al die goed wat politiek is, en hierdie is nie 'n politieke praatjie nie, maar dit is tog realiteite wat inspeel op ons elke dag se lewe, elkeen van ons. So ons moet daarna verwys. Laat jou die goed bevraagteken, en dit laat jou magteloos. My hoop lê daarin dat ek vele versekerings in die woord kry wat vir my sê dat ek is by jou. Ek sien jou nie in die steek laat nie. Al val daar 1000 aan jou linkerkant en 10.000 aan jou regterkant, ek is daar. En dan kom daar 'n ander vraag in my gemoed. Dis maklik om gelowig te wees wanneer dit goed gaan.
But put your money where your mouth is wanneer where the tire hits the tarmac. En ek dink dan gaan baie geloof by die venster uit, want ek is magteloos, ek het beheer verloor. Is die Here dan daar? Waar is die God van liefde wat hierdie goed toelaat? En is nie so eenvoudig nie, en ons het nie al die antwoorde nie. Maar ek wil net my hart deel, en dat ek het regtig 'n vaste geloof en 'n vertroue dat daar 'n God is wat vir ons deurdra. Ek het in dekades van my lewe gesien, in soveel klein mikrovoorbeelde waar jy na die tyd gaan dink, maar mense kon hierdie nie so presies beplan nie. Hier, verstaan jy, en as jy nie eens aan die Bybel raak of oor die Here praat nie, dan is daar hierdie realiteite wat ek raak sien in my lewe wat sê, hier is iemand wat na my kyk, en ek glo dit met my hele hart en my siel, en ek hoop, deur dit te deel, kan ek iemand positief maak, sodat ons nie hierdie swaarmoedige daaglikse samelewing het nie, maar dat ons moet uitgaan en leef, en dat ons lig vir die Here moet skyn. Hy is daar, hy sorg vir ons, hy dra ons. Kyk net op die pad terug, daar is 1 ry voetspore. Toe dit die moeilikste in my lewe gegaan het, was daar 1 ry voetspore en dit was nie myne nie. Ek dink, ek hou baie van wat jy sê. Ons het, so rukkie terug doen ek saam met die kinders so ding wat hulle nou in PSW praat oor die godsdienste, en nou is daar sulke vrae soos, wat het hulle almal in gemeen? En nou elkeen het sy eie manier om dit te formuleer, maar op die einde sê, die antwoord maar wel, jy moet nice wees met ander mense, hanteer ander mense soos wat jy hanteer word, of leef liefdevol. So al die godsdienste sê dit op 'n manier, sê die handboeke toe nou. En die ding krap toe so 'n bietjie aan my. Nie dat ek wil hê die Christendom moet beter wees nie, maar ek dink daar's tog iets verlore, as 'n ou dink, dit gaan oor wees net gaaf teenoor ander mense. En ek dink die groot ding wat dit anders te maak is, net daai wat jy nou net gesê het, is die Here wat ons aanbid was die een gewees, waar Jesus gegaan het en gesê het, kom ons hanteer mekaar net met liefde, en toe maak hulle hom dood. En daar sien sy disippels, hy gaan dood. Hy's gekruisig, hy's dood. Letterlik die einde van daai beweging van liefde. Hier stop dit. En daar is nie 'n ding wat hulle kan doen as disippels nie. Hulle het nie opsies nie. Hulle is magteloos, hulle is oorweldig in 'n Romeinse wêreld wat hulle nie goedgesind is nie, en hulle rabbi is dood. En toe kom God, en hy wek Jesus op, en hy oorwin die dood. En dis die ding, die God wat ons aanbid is nie die God wat sê, hanteer mekaar net mooi nie. Dis die God wat dood in lewe verander. Dis die God wat nuut skep. Dis die God wat die onmoontlike nie net moontlik maak nie, maar waarskynlik maak. En ek dink dis waar mense hoop in kry. Die oomblik as jy begin wegtrek, jy's uit jou magteloosheid, sodat jy kan sien, ek het niks om hier te doen nie, en jy begin fokus op, maar wat kan God doen? Dan gaan ou so oop vir 'n hele wêreld wat jy nog nie verken het nie. Dan word enigiets moontlik. Dan is dit wanneer ons hoop het. En dis wanneer daai woorde van Hebreërs en al hierdie goeters, wees altyd gereed om te kan sê, hoekom daar hoop is, wat in julle leef. Dis hoekom daai goeters so gestel is, want ons God is nie die God van liefde en goed wees net nie. Dis die God van dood wat in lewe verander. Dis die God wat jy kry juis as alles uit mekaar uitval. Dis ons God. Ons God kry jy in die meeste gevalle op die plekke waar jy op die diepste verlate plekke van die lewe is. En natuurlik, ons wil hom prys op al die plekke waar dit goed gaan ook, maar die areas waar jy hom die beste ontmoet, is waar daar nie hoop is nie. En ek dink dit gee vir my hoop, is dat dis waar die Here is. Hy kom haal ons, wanneer ons nie kan nie, dan doen hy die werk. Dan maak hy wonderwerke, maak hy moontlik. Wanneer ons swak is al wanneer hy sy krag kan wys. As ons alles kon doen, was daar nie plek vir hom nie, want ons hom nie nodig gehad nie. Die ander realiteit is dat as jy 'n gelowige is wat in God glo, dan beteken dit nie die dag wat jy bekeer en 'n Christen word dat die lewe uit na die pad vir jou geteer nie. Die samelewing is dieselfde plek.
Verskil is hy is by jou. Hy vat jou hand. Jy staan nie alleen nie. Ja, dis vir my altyd so ironies dat 'n ou praat van die oomblik as jy bekeer, dan beteken dit nie dit gaan net met jou goed gaan nie. Want dit weerspieël eintlik dit verraai eintlik 'n hele mentaliteit van okay, so dit is 'n goeie nuus God hierdie. Maar die ironie is wanneer God jou ontmoet, is wanneer daar 'n kruis is wanneer iemand sterf, is wanneer hy doodgeloop en vasgeloop is, wanneer jy nie kan red nie. Dis waar God jou ontmoet. En dan wanneer hy jou op die naam geroep het, stuur hy jou terug. Maar want hy jou stuur is nie na die goeie lewe toe nie. Hy stuur jou in die hel in ander mense se hel in, om vir hulle te gaan doen wat hy vir jou gedoen het. En dis die ding, die oomblik as jy begin werk met die idee van, as ek net die Here in my lewe het, gaan alles goed gaan, dan mis hy so half die punt van die evangelie. Die punt van die evangelie is wanneer alles uit mekaar uitval en daar nie hoop is nie, is God die hoop vir die wêreld. En hy kom haal jou, hy kom red jou, maar hy kom stuur jou ook dan na die hel toe van ander mense. So uit die hel uit gaan ons nie wegkom nie. En ek dink dis die realiteit, is as ons dink hierdie wêreld word al hoe beter en ons gaan eendag hemel op aarde kan hê, dan mis ons die punt van geloof ook. Die realiteit is, daar gaan altyd hel wees. Die goeie nuus is net, saam met die Here, is die hel waantoe jou stuur nie jou eie hel nie, maar iemand anders tussen, waar jy gaan help soos wat hy jou gehelp het. En ek dink ons het iets daarvan verloor partykeer. Dankie Andrei. Ek dink dit is belangrik dat ons mekaar met die gedagte los dat God is bo alles in beheer. Die feit dat ons hom dien, maak nie dat ons op 'n teerpad ry nie. Die samelewing is wat dit is, maar dat hy by ons is die groot verskil. Hy's nie 'n goeie nuus God nie, soos wat jy gesê het. Hy's 'n verlossingsgod. Die verlossing, as ek hom aanvaar het, is nie onderhandelbaar nie. Dit is reeds in die verlede, ek behoort nou aan hom. Die lewe om my het nie verander nie, want daar's bose mense wat bose dinge aan goeie mense doen, en aan slegte mense. Maar dat hy nou saam met my in daai stryd is, of ander mense se hel, soos jy dit stel. Dit is so. En ek wil net mense bemoedig dat God is in beheer. God het my en jou en elkeen van ons in sy hand. Maak nie saak wat die omstandighede is nie, al voel jy hoe alleen. Hy is daar. As jy oor 'n jaar terugkyk, dan besef jy hoe hy daar was. Dit het net nie so gevoel nie, want ek wil in beheer voel. En ek kan nie. Die magtelose gevoel, soos wat jy dit uitstippel. Maar ons mag hom 100% vertrou. Ons mag regtig. Baie dankie. Dankie vir die saamkuier, deel julle gedagtes met ons. Wat is julle opinie? Hoe gaan 'n mens deur tye soos hierdie? Nie net in ons land nie, maar in ons wêreld, en besonder in ons land, wat elkeen van ons elke dag affekteer. Wat is julle oplossing? Ons kuier weer saam volgende keer. Baie dankie.